first the kingdom of God and His righteousness. En al hierdie dinge sal vir julle gegee word. All these things will be added unto you. So ons het gesê verlede Sondag dat ons as kinders van God word deel van die koninkryk van God, maar dan kom ons onder die heerskappy van 'n koning. Baie mense wil graag deel wees van die koninkryk van God. Baie mense wil gered wees. Maar hulle besef nie, sodra jy sê ek wil gered, ek wil hierdie verniet geskenk ontvang, dan beteken dit dat stap jy in by die koninkryk van God, jy deel in die koninkryk van God. Maar dan is daar 'n koning onder wie jy jouself dan onderwerp. Dis die hele punt van 'n koninkryk. Nou dink gou daaraan. As jy, ons sê in die ou dae geleef het in 'n koninkryk en daar's 'n koning, dan is die koning se wet en die koning se woord is wat oor jou lewe die reg het en bepaal hoe jy leef. The law of the land. As jy doen wat die koning sê nie, dan is jy teen die koninkryk en teen die koning se wet en dan staan jy skuldig en dan is daar gevolge baie keer vir om nie gehoorsaam te wees aan die koning. Jy is nog deel van die koninkryk, maar daar is korreksie wat plaasvind as iemand nie doen wat die koning sê. Vandag se regerings, ons leef in 'n demokrasie, 'n republiek, ons parlement, ons wette en goed, en as jy, ons het Suid-Afrikaanse burgerskap, hè? Jy het 'n Suid-Afrikaanse paspoort of 'n ID-kaart wat sê jy is 'n Suid-Afrikaanse burger. Né? Maar ons land het ook wette. En as jy goed doen wat jy optree op 'n verkeerde manier, dan kom jy bots jy teen die gereg. En dan kan die gereg intree en korreksie bring in jou lewe. So daar's reëls en regulasies op in die land, alhoewel baie van hulle nie nagekom word nie en ons regering het nie so goed toepas nie, is daar baie goeie grond wat dit wet wat ons het en ons het goeie wette wat in die land in plek gesit is. Maar dit help nie goeie wette soos in Suid-Afrika wil word nie toegepas nie. Dis die probleem wat ons mense het. En daarom sien ons dat daar wetteloosheid is. Maar in die koninkryk van God, sodra ons deel raak van die koninkryk van Jesus en hy is ons koning, dan het ons burgerskap van die koninkryk van God. So, dit is een ding wat jy moet vasmaak van. Jy is 'n burger van die koninkryk van die hemel. Dis baie belangrik. Net soos wat jy 'n Suid-Afrikaanse ID-boekie of 'n kaart het of 'n paspoort het jy, ek kan nie sê ons het 'n paspoort of 'n kaart van die koninkryk, maar geestelik sê die woord is ons beseël deur die Heilige Gees. So dis asof die Heilige Gees 'n chop op jou kom sit. Sê you are marked by the Holy Spirit. You belong now to a different kingdom than the kingdom of this world. Jy het oorbeweeg van een burgerskap van die wêreld en van die koninkryk van duisternis en ingestap in die koninkryk van lig. So ons het 'n opdrag van hierdie koning het gesê soek. Verlede Sondag ons gepraat oor hierdie opdrag soek. So ek moet weet, een ding wat die koning, daar's klomp goed wat die koning vir ons sê om te doen en wat ons van in die woord lees, maar een van die goed wat hy vir my sê is ek moet soek. En hy wil hê ek moet sy koninkryk soek, hè? Soek eers die koninkryk van God. So dit is waaroor ons verlede Sondag gepraat het. Soek sy koninkryk. Ek moet konstant besig wees om die Here af te vra en hoe gaan ek sy koninkryk vandag in my lewe laat kom en laat plaasvind. Maar dan gee hy my 'n ander opdrag saam met dit en hy sê ek moet sy geregtigheid soek. Seek his kingdom and his righteousness. Nou, daai het vinnig saam met my in Lukas 12 vers 32. Ek gaan 'n paar tekste vanoggend gaan ons gaan kyk. 'n Paar teksgedeeltes, so skryf my teksgedeeltes neer, die week wil ek jy moet weer dit gaan lees en met die Here gaan praat hieroor dat hy vir jouself 'n diepere openbaring bring van wat dit vir jou lewe beteken. Kyk.
Lukas 12 vers 32, hoor nog eens wat sê Jesus. Hy sê, moenie bang wees die klein kudde. Klein kuddetjie. Want dit is die wil van julle Vader, om die koninkryk aan julle te gee. Goed, so ons sien dat hy vir ons sê, ek wil hê met die koninkryk soek, maar dit is ook my wil, om dit vir jou te gee. So dit is soos my seuns wat binne my huis is, en ons onder my autoriteit, onder my gesag, maar dit is my wil as pa ook, om dit wat ons as gesin is, en dit wat in die erfporsie van die gesin is, dit is my 'n vreugde om dit aan hulle oor te dra. Eendag. As hulle dit dra. Ja, dis gaan my voorreg wees om iets vir hulle te los, om iets vir hulle deel aan te hê. En soos wat hulle ouer raak, kry hulle deel aan dit wat die Here vir ons as gesin gee. En dit aan ons behoort, ons erfporsie, ons rykdom wat die Here vir ons vir die aarde het. Gee dan aardse terme hier aan. So dit is 'n pa se groot voorreg en 'n seën om iets vir sy kinders te gee. So ek wil hê moet vanoggend hoor, jy's 'n burger van 'n koninkryk, maar die koninkryk van lig is, die koninkryk van God is, die koninkryk van die hemel is. Dis alles maniere hoe dit beskryf word in die Bybel. So jy burgerskap daar. Jy mag deel en jy mag inkom. En Jesus sê, julle Vader, dit is vir hom, it is his good pleasure, sê die ander vertaling, die Engelse vertaling. Dit is sy wil, hy wil graag, en jy moet sy koninkryk ontdek. Ek het verlede Sondag ook gesê, om deel te raak van die koninkryk is om in te stap by die hekke van 'n stad. As jy nou in daai tyd sou gedink het, jy kom by 'n koninkryk aan, daar is 'n stad Jerusalem, jy stap in by die hekke van Jerusalem, en nou is jy in. Maar die koning wil hê jy moet die stad ontdek. Hy wil graag hê jy moet alles van die stad beleef. En die hartseer wat ons sien vandag in die kerk, is dit is asof mense net tevrede is daarmee om in te stap by die hekke en dan stop hulle daar. Ek is nou hier, ek het nou die chap gekry, ek het 'n burger geword van hierdie koninkryk en nou sit ek hier. En eintlik sê Jesus, welkom, soek. Kom beleef, kom ontdek die koninkryk. En die autoriteit wat geregtigheid, die krag van die geregtigheid wat ons vandag oor gaan gesels. Ek wil hê jy moet dit kom soek en jy moet dit kom beleef. Jy moet nie net kom instap en nou is jy deel daarvan en nou is dit vir jou genoeg nie. Want dit gaan wees soos 'n ou wat wegspring by die wegspringblokke en dan hou jy skielik op baie plek. Sê nie, kyk daar is die eindstreep daarso. Hardloop voluit. Maak 'n sukses van die wedloop. So die opdrag wat ons ontvang het om te soek, is iets wat jy elke oggend mee moet wakker word. Ek het vanoggend die geweldige geleentheid om die koninkryk van God te ontdek. Elke oggend. Daar's nie 'n oggend wat jy jou oop maak, maar dat die geleentheid van die God die Vader vir jou sê, dit is my goeie wil en my good pleasure vir jou om my koninkryk vandag vir jou te gee. Ek wil jy moet ontdek. Wil jy dit saam met my ontdek vandag? Sê ja, jy wil soek. Yes. Dankie Here vir die wonderlike geleentheid om vandag iets nuuts van die koninkryk te beleef. En dan saam met hom dit aan te pak. Maar die ander ding wat hy sê, is ons moet sy geregtigheid soek. Nou, die vraag is rondom geregtigheid is wat beteken geregtigheid, righteousness vir my? Nou, hier is twee goed wat ek wil hê ons moet dan kyk volgens. Rondom die term geregtigheid. Want die tema is die krag van geregtigheid. So ek en jy gaan iets rondom geregtigheid ontdek. Maar ons gaan ook beleef dat God vir ons sê, hier is krag in hierdie geregtigheid. Wanneer ek daarin wandel. Wanneer ek daarin stap. So die eerste ding wat ek wil hê ons moet dan kyk, is Romeine 4, vers 2 tot 3. Ek gaan sommer nou in die NIV vir julle lees as op die foon. En ons het nou 'n lekker reeks gehad op uit Romeine uit.
God gekies het om redding tot die mens te bring. Die hele boek van Romeine het ons gegaan oor die skryf aan hierdie gemeente in Rome, wat eers 'n Joodse gemeente was, en toe later 'n Gentile gemeente geword het. En toe die Jode weer terugkom, wil die Gentiles hulle nie teruglaat toelaat in die gemeente. Ek sal nie sê hulle die deur vir hulle toegemaak nie, hulle het net gesê, julle is, God het nie meer 'n plan met julle wat die Jode is. Ons het julle nou vervang. En Paulus moes toe korreksie bring in die verkeerde verstaan vir wat die mense het rondom hoe God gered het. Hy sê, God het vir Israel gekies. Onthou julle dit? God het vir Israel gekies. Hy het gekies om die Messias deur hulle gebore te laat word. Sy plan vir hulle is nog nie klaar nie. Maar ons het nou deel geraak van die olyfboom. Ons wat die nie-Jode was, is nou ingeënt op die beloftes van God. Maar hy het dit baie duidelik gemaak dat Jood en nie-Jood mos oorgelewer was aan die sonde en magteloos was om God te behaag. En dat Jood en nie-Jood het op dieselfde manier gesondig en Jood en nie-Jood word op dieselfde manier gered. So wanneer ons nou hierso in Romeine 4 lees, dan is hy besig om te praat oor hoe God vir Abraham regverdigheid gegee, geregtigheid gegee. Voor die wet nog bestaan het. Hoor nou so. Kom ons lees op van vers 1. What shall we say that Abraham, our forefather, according to the flesh, discovered in this matter? If in fact Abraham was justified by works, he had something to boast about, but not before God. What does Scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him. So daar's twee aspekte van geregtigheid. Die eerste een is that the righteousness is imputed to you. You are given the righteousness of God in you. En hierso word vir ons weer eens daai baie duidelik gemaak. Daar's niks wat jy kan doen om hierdie geregtigheid te ontvang. Geen werke nie. Geen harder probeer of heiliger leef of mooier goeders doen of goeie goed doen. Jy kan nie hierdie ding ontvang deur iets te doen nie. Jy ontvang dit alleen deur te glo. So we receive this righteousness by faith. Hierdie geregtigheid. Jy ontvang hierdie geregtigheid deur geloof. So wat dit vir my en jou vandag beteken eerstens is. Die eerste aspek van hierdie geregtigheid. Ek is posisioneel geregtig verklaar om 'n burger van hierdie koninkryk te wees. Dis wat dit beteken. God het die prys betaal deur sy seun sodat ek 'n burger van hierdie koninkryk kan wees. I belong here because of what he has done. Dis die chap van die Heilige Gees op my lewe. Ek beseël deur die Heilige Gees, sê die woord, op grond van dat ek geglo het in Jesus as my verlosser, om aangeneem het as my Here. En ewe skielik Galasiërs 4 sê, die Heilige Gees in my hart in my lewe gekom en my gees is gewederbaar, ek is geestelik lewend gemaak. En nou kan ek God my Vader doen. Daar staan ons nou, ek sê Abba, wat beteken Vader, as gevolg van die Heilige Gees. Ek is nou 'n kind van God. Ek is burgerskap tot hierdie koninkryk gekom. Ek het die geregtigheid van die koning. Die koning het gesê, ek het jou geregtig verklaar. Jy is skuldvry. Dis wat dit beteken. So hierdie woord geregtigheid is 'n wetlike term. Dis 'n wetlike term. Dis nie net 'n godsdienstige term nie, dis 'n wetlike term oor jou lewe. God het wetlik verklaar oor jou lewe. Jy's geregtig. I receive his righteousness, not my own righteousness, his righteousness. So nou staan ek posisioneel geregtig in sy koninkryk. Niemand kan vir my sê jy mag nie deel wees van hierdie koninkryk. Ek gaan nou iets vertel wat ek nou eintlik vanoggend, so nou is 'n bietjie my komies gewees. Dis ons val oor die tennis, by ons aan die gang is hierso. Dan is dit 'n wiskundige stoei om die tennismense hier uit te hou, dat nie parkeer nie sodat hulle parkeer moet hê. Nou sal 'n paar ouens wat ingery is, ek stop weer, jy kan nie vanoggend hier so parkeer nie. Sondagoggend het ons kerk hierso. So ja, ekskuus, ry hulle weer uit. Jy wat ook nou in hy wyd bestaan sy vrou en sy kind het gery. Toe ek sê ekskuus meneer, jy kan nie binne parkeer nie. Dis hoe die koning so is. Hierdie is net vir die
kerk wat is op 'n Sondagoggend is, anders het ons nie genoeg parkering. Sy sê my, maar ek is nie die gemeente. Wil kom vra wie jy is. Hy sê vir my, jy laat my nie baie welkom kom volg. Hoe my, toe my pa is baie mooi, hy sê vir my, baie jammer, as jy nie kom vir die diens nie, dan kan jy nie hier parkeer. Toe hy nou, om bietjie gewik vir my, toe sy kar klim waar hy het gery. Maar hy het nou later terug om te kom spring en sy op my harde kamer sê, sy optrede. Hy sê, maar ons was al een oggend hier so gewees, nou terug. Toe dit sommer toe gaan heen, dat hy is nou deel van die gemeente. So ek wil vir jou sê, niemand kan vir jou sê, jy is nie deel van die koninkryk van God nie. Jy het die naam Jesus oor jou geskryf. Jy het sy geregtigheid ontvang. Jy is deel van sy koninkryk. Jy dra sy seël op jou lewe. Goed, so dis die eerste manier van geregtigheid wat ons sien, waarvan die skrif praat. Maar nou word daar vir my gesê, ek moet sy geregtigheid soek word. Ok, maar ken jy dan ontvang? Wat beteken dit dat ek die geregtigheid moet soek? Wat is hierdie krag van hierdie geregtigheid? The power of the righteousness of God. Because there is power in his righteousness. En ek wil ons moet dit saam ontdek hier vanoggend. Laat ons saam met my na Jakobus, hoofstuk 2. Jakobus is hier aan die einde van die Bybel. Jakobus hoofstuk 2. Jakobus hoofstuk 2, James 2 verse 26. Hoor wat sê die skrywer hier so, hy sê, 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Nou ek gaan vir jou die volgende week vra. Hoe ontvang ek die geregtigheid van God? Ons het nou net gelees. Deur geloof. So ek ontvang die geregtigheid deur geloof. Maar hierso sê Jakobus, as geloof nie oorgaan tot dade nie, dan is daardie geloof dood. So wat beteken dit vir hierdie geregtigheid? Ek ontvang hierdie geregtigheid deur geloof. Ek is posisioneel geregtig verklaar, maar nou roep God my tot dade, tot werke van geregtigheid. Hierdie dade van geregtigheid het geen impak op my redding nie. Ek ontvang nie hierdie geregtigheid deur gewerke nie, alleen deur geloof. Maar nou dat ek dit ontvang het, nou kan my geloof en my geregtigheid nie stil staan. Om die krag van die koninkryk te beleef, word ek nou geroep om in hierdie werke van geregtigheid te begin wandel. Dis hoekom baie keer mense, jy sien mense wat kinders van die Here is, en dan kan hulle nie verstaan hoekom hulle nie die koninkryk beleef. Is sodat hulle instap in die koninkryk en dan net by die hek bly staan. Hulle is gered. Maar hulle beleef nie die koninkryk, die volheid van die stad, van die koninkryk en die geregtigheid van hulle God, beleef hulle nie. Dis asof hulle stop by net om gered te word. Hulle laat nie toe dat die wette van die land en van die koninkryk hulle denke vernuwe en hulle lewens verander. Want sodra jy toelaat dat die wette van die koning jou lewe verander en vernuwe, dan begin wandel jy en begin dink jy soos die koning. En dan begin doen jy soos die koning. En dan is dit asof jy in die stad instap en jy begin deure oopmaak, jy kom by die lekker restaurante uit, jy kom by 'n stadion uit, jy maak alles oop en jy begin sien en jy begin beleef. Alles wat die koning voorberei vir sy kinders. So daarom sê die Here vir ons daarso, soek my koninkryk, maar soek op my geregtigheid. Nou die geregtigheid van die koning is ook 'n wetlike term wat te doen het met my verhouding met die koninkryk. So dit is my verhouding met die regering, my verhouding met die heerskappy van die koning oor my lewe. So ek kan sê dat geregtigheid
verhouding wat ek het ten opsigte van die koning. Ek kan sê koninkryk, die regering, is waarvan ek deel is. The kingdom domain. Ek wil die volgende sê, ons bid baie keer, dan bid ons en ons glo in die naam van Jesus en die autoriteit wat Jesus vir my gee. Hierdie autoriteit kom van sy geregtigheid. Wanneer ek bid in die naam van Jesus, dan bid ek uit hierdie posisie van geregtigheid wat ek ontvang is van hom. I pray from a position of righteousness that he has imputed and given to me. And I've taken part of the kingdom domain that he has placed me in. En soos wat ek saam met hom wandel in gehoorsaamheid, ek wil amper sê, groei my autoriteit wat ek saam met hom beleef. So ek sê, dis 'n probleem as ek net bly staan, by ek is net gered. Dan gaan ek nie die volheid van die autoriteit en die krag van sy geregtigheid beleef. Ek begin meer en meer ontdek soos wat ek saam met hom wandel. So wanneer ek optree op 'n manier wat teenstrydig is met die wette van die koninkryk, dan bots ek eintlik ons met die gereg van hierdie koninkryk. En dan moet ek nie verbaas wees as ek hierdie koninkryk beleef in my lewe. Dink gou 'n bietjie daaraan. Jy stap in by die stad, by die koninkryk wat God vir ons voorberei, maar jy tree op en jy doen goed op 'n manier wat teenstrydig is met die reëls en die wette van die koninkryk. En dan kan mense nie verstaan hoe beleef ek die Here se seën en sy guns en sy goedheid. Hoekom gaan dinge verkeerd in my lewe? Nou ek sê ook nie daarmee vanoggend dat elke keer wanneer jy iets verkeerd gedoen het, dan gaan jy nou straf beleef. Ek glo die Here is genadig en hy werk met ons op sy manier hoe hy vir ons leer en ons vorm. Maar hier is deel van ons proses om meer van die koninkryk te beleef. Our right standing within that dominion, access to all the rights, resources, privileges of the citizenship. It is key to abundant living. Wanneer Jesus praat ons in Johannes 10, dan praat hy oor hy is die goeie herder, né? En dan sê hy, hierdie is die skape wat van sy kraal is, en hy is die deur waar hulle inkom, maar hy sê, hier is 'n ander ene wat wil kom steel en vernietig en doodmaak. Né? Hy praat ons van die vyand, hy sê Johannes 10 vers 10. The enemy comes to kill, to steal, to destroy. Hy is soos 'n wolf wat wil kom steel by die skape. Hy is van die ander koninkryk. En dit is asof daai skaap uit die kraal uit beweeg. Hy behoort tot hierdie kraal. Hy moet binne die kraal wees. Maar hy beweeg buite kan die kraal. En hy gaan vrede daar tussen die onker. En dan by die wolf. Maar Jesus sê, as hy sien een van die 9 van die 100 is weg, daar's 99 wat binne die kraal is, dan gaan hy, en hy gaan haal daai ene wat tussen die onkruid vrede wat deur die wolf gebyt word, en hy gaan bring hom terug, en hy sit hom weer terug binne die kraal. Dit is die goeie herder. Want die Here het gesê, jy is deel van hierdie koninkryk. Jy het sy geregtigheid ontvang, jy behoort in hierdie kraal. Maar hoe meer ons van sy geregtigheid en sy koninkryk wil beleef, ons kan nie buite die koning sy koninkryk gaan beweeg. Buite sy reëls en sy regulasies en sy wil vir my lewe. En dan dink ek, dinge gaan regloop in my lewe. Kyk gou saam met my na Hebreërs 1 vers 8. Hebreërs 1 vers 98. Nou die skrywer is besig om 'n psalm van Dawid aan te haal. En ek wil vir julle sê, Dawid was ons nou die koning van Israel. Die beste koning wat hulle ooit gehad het, wat hulle altyd, as hulle praat oor hulle, wanneer as jy mens gepraat van 'n goeie president in 'n land. Dawid het profeties goed verstaan oor hoe 'n koninkryk funksioneer, en hy het profeties verstaan dat daar 'n geestelike koninkryk is waarvan hy deel is. Dis hoekom God oor sy lewe gesê het, daar was 'n man na my hart. Hy het wou geweet hoe om my te worship. Hy het worship na die tempel toe gebring, want hy die koninkryk van God verstaan.
Nou die skrywer van die Hebreërs, ek glo dit is Paulus gewees, hy skryf volgende, but about the Son, he says, your throne, O God, will last forever and ever. Dis die koninkryk waarvan ek en jy weet het. As jy die woord throne hoor, dan moet jy weet, hierdie wys na die koninkryk. About your throne, O God, it will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. Wat beteken die scepter van 'n koning wat hy in sy hand het? Sorry? The power and the authority. Die koning se scepter het sy autoriteit en sy mag verteenwoordig. So dit sê volgende, the scepter of justice will be the scepter of your kingdom. The scepter of righteousness will be the scepter of your kingdom. As you grow in the righteousness of God, the anointing and the kingdom authority on your life will increase. Soos wat jy wandel saam met God en toelaat dat sy plan vir jou lewe en sy wil oor jou lewe seëvier, jy onderwerp aan die heerskappy van die koning, wil ek vir jou sê, gaan die autoriteit van die koning op jou lewe toeneem. Onthou jy toe hy sy scepter uitgesteek het, na koningin Esther, né? Maar die koning sy scepter uitgesteek het, I accept you, you're welcome, I give you authority to speak. So is die scepter van die koning, is sy geregtigheid, sê die koning. Die ander tekstgedeelte is in Psalm 89, wat saam met daar, Psalm 89 vers 14. Righteousness and justice are the foundation of your throne. En weer dit, righteousness and justice are the foundation of your throne. It will say it's the foundation of his kingdom. That is how he imputes righteousness to us, but also that we should walk in that righteousness. We have imputed righteousness, but now we walk in the righteousness. That is the foundation of his kingdom and his authority on your life. You receive it as a free gift, but you are also called. David het profeties verstaan hoe hierdie koninkryk funksioneer. So wat beteken dit vir my lewe? Ek gaan sê maar net die 10 gebooie vat. Ek mag nie steel nie. Mag nie moord pleeg nie. Ja, ons kan hulle almal opnoem. Dit gaan om te steel. Om te steel is 'n posisie van ongeloof. Om onregmatig geld te bekom wat nie my behoort nie. Hoekom sal ek dit doen? Is omdat ek nie glo dat God vir my sal voorsien. I receive righteousness by faith. If I steal, I'm in a position of unbelief. Non-faith. Jy het sien hoe die koninkryk funksioneer. As ek moord pleeg, hoekom pleeg ek moord? Hy wraak of hy naaldheid. Sodat ek weer eens nie glo dat God geregtigheid sal laat geskied. Ek wil die geregtigheid in my hande neem. Ek sal die reg in my hande neem, ek kan moord pleeg. Weier om te vergewe. Né, voorbeeld. So weer eens is ek in 'n posisie van ongeloof. Waar ek deur God geroep is om in geloof te wandel en in geregtigheid te wandel. Want geloof en geregtigheid loop hand in hand. So ek dink ons kan teruggaan na elke ding wat God se wil oor my lewe is en sê, as ek daai sonde doen, as ek daai ding doen, is ek besig met ongeloof. Ongeloof oor my lewe, en oor God se plan oor my lewe. Daarom gaan doen ek hierdie ding, of sê ek hierdie ding, of dink ek so. Dit doen met my ongeloof. En dit is teen stryd met God se geregtigheid oor my lewe. En dan posisioneer ek myself, elke keer wanneer ek hierdie goed toelaat, posisioneer ek myself buite die kraal.
Ek's nie nou ongered nie. Ek expose myself dat die vyand my kan pak gee. En dan moet die herder my kom haal, sê kom weer terug skapie, hierso is waar jy moet wees, hier is my geregtigheid by my koninkryk, en waar wil hy met my deel hê. Moenie daar buitekant gaan vreet, by die dissels en die onkruid en die gemors nie. Hierso, dis waar jy moet wees. Want hier geld my heerskappy en my reëls en my wette. En waar jy hierso opryk, is jy vry. Hierdie is nie om bande aan jou te sit nie, nee, hierdie is om vryheid oor jou te bring. As jy daar buitekant is jy gebind. Sonde maak 'n slaaf van jou. Hier kom jy word vry. So daarom wil ek hê, vanoggend, jy weer vir onsself sê, die koning sê, soek. Soek my koninkryk en soek my geregtigheid. Sy geregtigheid is nie net die posisie van geregtigheid wat ek het nie, maar ook die wil van God, die reëls van die wil van God, wat in die woord is en sy plan vir my lewe. Ek moet dit ontdek, ek moet dit soek en ek moet dit toepas in my lewe. Want hoe meer ek dit gaan soek en hoe meer ek dit gaan toepas, hoe meer gaan ek die autoriteit en die krag van die koninkryk wat hy vir my gee ontdek en ek begin sien manifesteer in my lewe. Dit is nie net sonde nie. Partykeer is dit ook swaar kry en pyn en seer kry as ons lewens beleef, dat ons op 'n plek van ongeloof sit. Ek gaan 'n bietjie iets persoonlik deel, afgaan. Die Here het my al baie gebruik waar vir mense gebid waar hulle bonatuurlik gesond geraak het. Bonatuurlik genesing. Ek het al 'n paar amazing miracles gesien. Maar ek het al 'n paar keer diep houe gevat. Waar ek mense weet baie lief is wat deel van die geloofsgemeenskap was en is, wat siek geword het, van hulle gesterf. En dit is my baie moeilik. En ek wil vir julle sê, dis as die vyand in my wind geslaan het, met daai gebeurtenis al in my lewe. Dit het nie my enigstens my verstaan rondom wat die woord sê rondom genesing weggeval het. Maar ek sien ook hoe die Here my op hierdie journey vat om my geloof te herstel en ook nie teleurstellings wat ons beleef. Want ons gaan teleurstellings beleef in hierdie wêreld waar ons leef, ongelukkig. Jesus het nog nie teruggekom. Hy het nog nie ten volle sy koninkryk kom vestig op hierdie aarde nie. Ons is nog blootgestel aan siekte en dood, ongelukkig. Dis nog deel van ons pyn wat ons hier beleef. Maar die vyand wil hê dat dit moet ons realiteit wees hier in ons kop en ons harte, sodat ons nie meer gaan soek van dit wat die koninkryk vir ons tot beskikking het. So daarom het ek ten spyte van die teleurstellings, as ek iemand sien wat nodig het om die koninkryk te beleef, in 'n deurbraak in hulle finansies, in 'n deurbraak in genesing, in bevryding, in 'n redding, waar dit ook al is, sê ek gaan my geloof hierby sit, ek gaan vir hande opleid, ek gaan bid, en ek gaan bid dat die koninkryk van God kom. Want ek weet die Here is ook besig om my te laat groei in die krag van die geregtigheid waarin my gesit het. Daarom wil ek vir jou uitnooi, saam met my op hierdie journey en sê, kom ons soek. Kom ons hou aan soek. Kom ons hou aan deurdruk om te beleef dit wat die koning vir ons tot ons beskikking geplaas het. Maar ons moet ook wandel in sy wil en in sy wette. Ons kan nie in ongehoorsaamheid ons lewens laat kom. Kom ons begin wandel in geloof en geregtigheid. Ons doen die werke van geloof en geregtigheid. Efesiërs 2 sê vir ons die volgende, en ek sluit af met dit. We have been predestined for good works, sê Paulus daar. Dit is Efesiërs 2 vers 8 en 9 daar. Nog vinnig kyk daar. We are predestined for those works. God het ons voorberei al voor die grondlegging van die wêreld. Het hy dit ons so bedoel en so bewerk dat ek en jy die werke van die koning sal doen. Kom ons kyk net gou. Vers 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus. Dis dit, jy's 'n nuwe skepping in Christus. Dis wat hy gedoen het, nie jou eie werk nie. But to do good works.
which God prepared in advance for us to do. So ek wil vir jou sê, selfs die goeie werke van die koninkryk, die goeie werke van geregtigheid, Christus het dit al reeds vir jou voorberei. Hy wil net vir jou sê, kom ontdek dit saam met my. Kom wandel saam met my in dit. Goed, kom op by ons. Here, dankie vir die uitnodiging oor ons lewens as u kinders. Die uitnodiging wat u vir ons gee, wat sê, kom soek. Dis my goeie wil om die koninkryk vir jou te gee. Dit is my wil, ek het die werke vir jou voorberei. Moenie bang wees nie. Moet ook nie ongehoorsaam wees en sonde toelaat in jou lewe nie. Ek het reeds my geregtigheid vir jou gegee. Dankie Here dat u geregtigheid vir elkeen van ons wil gee. Dat dit ons wetlike paspoort, ons identiteitskaart is, wat sê ek is deel van die koninkryk. Maar dankie dat ek ook nou die voorregte van die koninkryk kan beleef deur in gehoorsaamheid saam met u te stap. Ek wil nie soos 'n slaaf leef, maar ek is eintlik 'n koningskind. Ek bid nou dat u die koninkryk sal losmaak oor u kerk vanoggend in die naam van Jesus. Ontvang die koninkryk van die Here vanoggend oor jou lewe. Ontvang dit in Jesus se naam. Ontvang die koninkryk van die koning waarvan jy deel is. Hy het jou voorberei voor die grondlegging van die wêreld vir die werke van die koning. Jy is sy diensknegt. Jy is 'n koninkryk met krag sal kom in en deur ons lewens. Dat die geregtigheid van God sal kom in mense se lewens. Dankie Here dat ek kan deel wees, koningskind kan wees. Ek prys u daarvoor. Genade van ons Here Jesus Christus oor julle lewens. Mag die liefde